Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike dag. Here, dankie vir die voorreg om te kan deel wat U vir my gedoen het soveel jare terug. Vader, dit voel soos 'n leeftyd terug. Maar help my vandag, Vader, om te deel presies waardeur ek gegaan het en laat dit wat ek ontvang het, Vader, verdien elke mens daar buite. Ek vra U, Vader, dat harte aangeraak sal word en dat ons tot die besef sal kom, Vader, dat ons niks vir U kan weghou nie, maar dat ons net ons harte moet oopmaak. Dat ons net opreg voor U moet wees. Waar U net 'n God vir my was, het U my Vader geword, wat ek vandag alles aan toevertrou, wat my begin en my einde is, my eerste liefde. En mag elke een van ons, Vader, tot die besef kom van jy is soveel meer werd in jou Vader se oë. Daar is nie iets soos opregte liefde as dit nie van U afkom nie. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns, Vader, en mag hierdie alles opgedra word in die naam van Jesus Christus. Alle eer kom U toe en U alleen. Amen. Ek wou baie graag wou ek 'n boodskap deel van my getuienis. Wat die laaste tyd met my gebeur het, waardeur ek gegaan het, wat Vader vir my gedoen het, en toe ek wakker word vanoggend was dit van soos nee. Dit is nie wat jy gaan deel nie. Wat jy wel gaan deel is wat ek nou met julle gaan deel, jou hart. Jou hart is so kosbaar vir Vader. Ek gaan net 'n illustrasie doen van waar ek was en wat baie van ons deurgaan en wat die vyand vir jou sê is nie so erg en dis terrible. Ons word gebore, jy kry lewe. Ons is in 'n sondige wêreld, so jy's nie perfek nie. Dan kom dit en jy gaan deur al jou ops en afs. Verwerping. Wees jou hart, maar was my hart gewees, verseker. Verwerping. Onvergifnis. Baie. Onvergifnis. Eie ek. Marie kan alles doen. Marie is 'n enkel ma, maar sy bly aan. Sy het genoeg krag. Marie kan ekstra ure werk. Marie kan aangaan. Marie. Haat. Ons dink dat die wêreld, jy kan fisies seer kry, jy kry geestelik seer, jy kry emosioneel seer. Jy kry geestelik seer en die seer kom en dit is mense wat jou teleurstel. En kom ek sê dit gou hierdie ding, dis nie net mense daar buite wat ateïste is of wat mense wat sê dat ons glo aan hierdie of aan daai of niks nie. Nee, hierdie kan Christene ook wees. Hoekom sê ek dit? Ek is deel van hierdie gewees. Ek het rondgeloop en ek het hierdie perfekte tipe lewe gehad van ek vat my kinders kerk toe. As ek bietjie 'n skuldgevoel het, gaan tel ek die Bybel op en ek lees so 'n paar versies, dan voel ek weer okay. Dan kan Marie weer aangaan. Sê 'n vinnige gebed op, so tipiese spaarwiel Christen. Die Bybel lê op my kas, as dit goed gaan, dankie Here, dit gaan goed. Wanneer dit sleg gaan, dan gaan sê ek gou 'n gebed op. Dan verwag ek, berge moet nou geskuif. Nog, valsheid, deel van die wêreld. Die wêreld gee vir ons so baie vals, en die vyand maak nie saak nie, die vyand kom ook in, en die grootste ding is van, ons besef nie, die grootste seer is, as ons kyk na ander mense, jy verwag dat mense, wat sê hulle is Christene, vir jou moet stabiliteit gee, wat vir jou die opregte liefde moet gee, wat jou moet nooit teleurstel nie. Basies kom dit daarop neer dat ons vergelyk mense met God, die grootste fout ever. Hoekom kan ek dit sê? Ek was daar. Ek het dit gedoen. Ek het gesê ek wil nooit 'n Christen wees nie, ek wil nie so tipe Christen wees nie. Ek wil nie 'n Sondag Christen wees nie. Stap in, kom uit,
doen net wat jy wil. Lieg vir jouself, lieg vir die wêreld, ek's okay. Dis okay, alles is okay. Nee, alles is fyn. Nee, dit is nie. Jy kom op 'n plek waar jy besef dat nie jy of die wêreld of niks om jou, nie eers niks mense, niks vir jou kan doen meer om jou weer reg te kry en jou weer te laat help om hoop te hê vir die dag van môre. En die gebed wat ek opgesê het, wat 'n pastoor vir my gesê het, hoe durf jy so iets gevra het? Het jy idee wat jy gevra het? Was, ek het gevra, Here, breek my. Breek my. Breek my dat ek 'n goeie mens kan wees. Ek het klaar so deel geraak van die wêreld, dat dinge vir my normaal gevoel het. Seer was okay. Jy kon daarmee deel. Dan kom jy op 'n punt wat daar nie meer plek is nie. Jy kan nie meer nie. Alles raak net te veel, jy kan dit nie meer hou nie. Jy wil letterlik breek. En ek het vir die Here gevra, breek my dat ek 'n beter mens kan wees, dat ek 'n beter vrou kan wees, dat ek 'n beter ma kan wees. Dit was die beste gebed in my lewe. Wat het gebeur? Die wêreld breek jou. Maar hulle kan jou nie aan mekaar sit nie. Gevra, Here, breek my. Hy het my gebreek. Dit was die beste ding wat ooit kon gebeur het. Ten spyte van hierdie, het ek daarna begin besef, dat ek het meer nodig. Dat hierdie nie net vuil is nie. Dat hierdie niks is nie. Die wêreld kan niks vir jou gee nie. Jou kar kan niks vir jou gee nie. Jou werk kan niks vir jou gee nie. Jou familie kan niks vir jou gee nie. Wat jy erf op aarde kan niks vir jou gee nie. Jou erfenis is veronderstel om te wees wat ons kry, wat Vader vir jou gee. Sy beloftes. Waarheen gaan jy as hierdie stikkend flenters is, maar as jou lig ook weg is? As jy nie meer asem. Dit is hoekom die volgende geskrywe staan, Psalm 146 vers 3. Moenie op magtiges vertrou nie, of op mense wat nie kan red nie. Bewaar jou hart. Wie sê dat jy jou hart moet bewaar? Nie ek nie, die woord, die lewende woord. Spreuke 4 vers 23, bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Ek het begin soek, nie net na kerk toe gaan nie, maar ek het na 'n ander dorp toe gegaan, na 'n ander kerk toe. Party mense het vir my gesê dat, hoekom spandeer jy soveel brandstof? Hoekom ry jy so ver? Ek was soekend. En in Jeremia 29 vers 13 staan daar, as julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. Ek het nou vir julle gewys wat my hart gebeur het, waar ek, en wat ek nie daarin gesit het nie, was natuurlik hardkoppigheid ook. Ek was hardkoppig, ek was rebels, al daai tipe goed het opgehoop en opgehoop en opgehoop, en totdat ek natuurlik, dat ek gebreek het, ek is dankbaar daarvoor, en ek het begin soek. Ek het begin soek. Yes, na my gebed wat ek gevra het, Here asseblief breek my, was dit so next level gewees, dat ek so honger begin kry het vir Vader se woord, dat ek soekend was na alles om my. Die woord was net, as ek tyd gehad het, wil ek net woord lees. En ek is dankbaar, dat ek begin bid het, opreg begin bid het, vir die eerste keer in my hele 35 jaar, het ek begin opreg bid. Ek het nie gegaan en vir iets gevra nie, ek het begin sê dankie. Ek het begin sê dankie vir wat ek gesien het. Ek het begin die blessings om my raak sien. Ek het nie net vasgekyk in wat ek nie het nie, ek het begin raak sien wat ek het. Ek het gesê dankie vir die lug in my longe. Ek het begin sê dankie vir my seuns wat om my is en vir my kinders wat gesond is. Ek het begin sê dankie vir
my familie, vir my vriende, vir my werk. Ek het begin sê dankie en ek het begin al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer die lig sien. Ek het begin sien hoe Vader mense aanraak. Hoe ek kon dit begin sien. Die vyand het nie meer soveel mag oor my gehad nie, want ek het meer en meer en meer en meer het ek voeding gekry uit die woord uit. My grootste blessing was natuurlik op Moedersdag 5 jaar terug. Op Moedersdag het ek kerk toe gegaan die oggend. Ek het by die deur gestaan, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het kaartjies uitgedeel vir al die mammas wat inkom, maar diep binne in my was ek flenters. Ek het al gehoor van mense wat hulle harte vir die Here gee, maar ek het gedink, ag really, ek bid mos nou, en ek soos, dit is okay. En die pastoor het die maas vorentoe geroep, ek het saam daar gaan staan, hy het vir almal gebid, het gevoel of alles om my stil raak. Ek kon nie hoor waaroor hy bid nie, ek het nie omgegee nie, ek het niemand om my raak gesien nie. En toe hy sê op die einde, wat ek nooit nie sal vergeet nie, is, wat hy gesê het, as jy moeg is, vir hoe jou lewe op die oomblik is, en jy wil verandering sien, nooi Jesus in jou hart in, gee jou hart vir Jesus. En glo vir my, die vyand was sterk, dit was die swaarste stappe wat ek in my lewe vorentoe geneem het. Ek was van soos, en alles was in my gedagtes van, hoekom moet jy vorentoe gaan? Hoekom moet jy 'n spesiale gebed opset? Ek het net besluit, ek gee nie om van alles wat om my aangaan nie. Ek gee nie om wat mense dink of wat hulle sê nie, en ek self gee nie om oor hoe ek voel nie. Ek het niks om te gee nie. Niks. Ek het niks gehad nie. Alles van my dood gevoel, leeg gevoel. Alhoewel ek al begin lees het in die woord, was ek van nog steeds, ek was dol leeg. En ek het gesoek na soveel meer. So, ek het vorentoe gegaan met swaar voete. Ek het daar voor gaan staan en ek het 'n gebed opgesê en het gevoel of alles binne in my letterlik breek. 'n swaar gevoel het van my skouers afgegaan. My hart het begin pyn, letterlik. Ek het begin ruk. Dit het gevoel asof ek letterlik dood was en ek kan dit nie beskryf nie. Ek was so moeg daarna. Maar dit was wanneer alles begin verander het. Ja, aanslae het gekom. Maar niks van die aanslae het gemanifesteer nie. Wat ek begin na ek my hart vir die Here gegee het, ek het dinge anders begin sien. As ek die woord lees, het dit vir my meer, dit was meer oop. Ek kon meer verstaan. Wat ek nie vandag kan verstaan nie, is as iemand sê, hulle het hulle harte vir Jesus gegee. Maar daar's nie iets binne hulle wat wil verander nie. Jy gaan kerk toe en alles om jou bly dieselfde. Jy het nie meer empatie vir mense nie. Jy worry nie oor wat jy doen nie. Daar's net niks. Jy gaan aan asof niks gebeur het nie. Ek wil vandag vir jou sê dat dit is 'n leuen. Ek weet nie, die vyand probeer so hard om by ons te steel. As jy jou hart vir die Here gee ten volle, alles, elke greintjie wat jy het, los hy jou nooit waar jy is nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Ek het alles van my het verander. Ek kon huis toe gaan en dadelik was dit van, ek het soveel mense wat ek moet vergewe. Die manier hoe ek begin bid het verander. Ek het nie meer gepraat van die God nie, ek het gepraat van my Vader. Ek het groot geword en my pa is op 'n jong ouderdom oorlede. So ek het nie die tipe vaderfiguur gehad nie. Wat ek vandag kan sê is, ek het 'n vader wat vir my soveel liewer is, as wat enige iemand ooit in hulle lewe kon wees. Ek het leiding ontvang
Die Heilige Gees het vir my gewys, ek het drome begin ontvang, visioene. En ek het meer en meer en meer en meer. Die grootste ding wat ek moes opgee, wat ek nooit besef het nie, en wat eers later vir my uitgewys was, na ek almal vergewe het, ongoddelike sielsbande gebind het, gebreek het, alles, mense het my gelei en ek's dankbaar vir die geestelike ondersteuning wat ek gekry het. Deur dit alles, het iemand eendag vir my gesê, Marie, jy het 'n afgod in jou lewe. En ek was van soos, hoe op aarde? Dit was presies so. Ek het my kinders verafgod. Ek het daaroor gebid, en die grootste ding wat ek moes doen, en ek moes vir Vader vra om my te help daarmee, want ek het geglo, hulle is vir my gegee, om op te pas, te versorg, gesond te hou, te beskerm. Maar hulle is eintlik vir ons geleen. Hulle is nooit vir ons gegee nie. Hulle behoort nie aan ons, hulle behoort aan hom. Ek moes my kinders teruggee aan Vader. En ek moes om verskoning vra. En ek moes vra, Vader, asseblief, beskerm U hulle, soos net U kan. Genesing, nee, ek het nie een keer gebid vir genesing nie, ek het elke keer, wanneer daar enige iets was, het ek op my knie gegaan, en ek het gehuil voor Vader, gevra vir genesing, gevra vir hulp. En ek kan met alles in my vir julle sê, dat ek het soveel getuienisse, en dit sal nog ook kom, waar my jongste seun, daar uitsprake oor hom was, wat as ek dit daai tyd gevat het, en geglo het wat dokters sê, en wat wetenskaplik bewys is, van alles, sou ek hom nie meer gehad het nie. As ek moes gevat het oor, van my kinders, wat uitgespreek was deur dokters, sou ek nie meer hier gesit het vandag, en van hulle kon praat nie. Dis hoekom ek kan jubel en juig, om te weet, daar is 'n lewendige God daar buite. Nee, dis nie net iemand wat, dit is nou iets waarteen jy leen, om nou meer hoop te hê vir die wêreld daar buite nie, no ways, dis 'n lewendige God. Ek weet dit, want my volgende getuienis is op pad, getuienis. Ek weet dit, ek het self deur seer gegaan, self deur siektes. Maar, as ons nie ons harte beskerm nie, en ons gee nie ons harte ten volle vir die Here nie, kan hy nie ten volle deur jou, met jou werk nie. Ten volle is van die eie ek moet gaan, trots moet gaan. As jy in die kerk instap, en jy wil die Here loof en prys, ek wil jou een ding vra, nou dag, het dit by my opgekom, ek was een van daai mense jare terug, wat as iemand hulle hande oplig in die kerk, en die Here loof en prys, gedink, maar Saal, asseblief, laat ek net een kant toe staan. Hierdie mense wil gesien word. Hoekom kan jy nie net as jy kerk toe gaan stil staan, en respek hê vir die Here nie? Hoekom? Hoekom wil jy 'n gek van jouself maak, om jou hande in die lug te sit, en te dans, en te alles? Ek wil jou vra, Dawid was 'n man na in God se hart. Hy het tog gedans voor die Here. Hy het homself amper uit sy klere uitgedans voor die Here. En as ek vandag in die kerk staan, of maak nie saak waar ek is nie, en ek wil my Vader loof en prys, gee ek nie om wie vir my kyk nie. Ja, ek het per ongeluk al in die kerk dalk party mense aan hulle geraak of gevat. Ek verloor myself heeltemal as ek Here loof en prys. Hoekom? Want ek het soveel dankbaarheid in my hart. Ek prys die Here. Nie mense om my nie. Niemand nie. Ek gee nie om wie my sien nie. Ek gee nie om hoe ek lyk nie. Ek gee nie om hoe my hare lyk terwyl ek dit doen nie. En as ek op my gesig voor die Here wil lê en wil huil voor hom en wil sê dankie, dan doen ek dit ook. Ek wil niks moet tussen my en die Here staan nie. Nie nou nie en nooit nie. En ek wil jou vandag vra, as dit vir jou moeilik is, as jy 'n worship liedjie luister, en is vir jou moeilik om Waymaker, miracle worker, om die Here te loof en te prys, en dit voel vir jou asof jy wil so staan, jy kan nie, wil ek vandag vir jou vra vir die Here om vir jou openbaring te gee. Vra vir hom om sy liefde aan jou te wys. Hou op
dat mense en omstandighede en hou op dat dit jou erfenis steel. Daar's niemand wat vir jou so lief kan wees soos die Here nie. Ek kan daarvan getuig. Glo my, ek was meer as een keer in my lewe getroud. Was 'n paar keer in my lewe was ek verloof gewees. My hart was vertrap, verniel, verwoes, chaos. En vandag as ek my hande optel en ek loof en prys die Here, is dit met soveel dankbaarheid. Dankie Vader, dat ten spyte van my seer, ten spyte van al my foute, ten spyte van die gemors wat ek aangejaag het in my lewe, ten spyte van die eie ek, ten spyte van die feit dat ek nie na u huis toe wou gaan nie, ten spyte van die feit dat ek baie keer net gevra het wanneer ek net nou en dan u nodig gehad het, en u vir my deurgekom het en ek daarna nie eers gesê het dankie nie. Ten spyte van dit alles het hy nog steeds my aanvaar toe ek geroep het en gevra het. Het nie nodig gehad nie. Ten spyte van daai het hy nog steeds die seun gestuur om vir my 'n wrede dood aan die kruis te sterf. En Jesus het nie gesê nee, ek doen dit net vir daai persoon of daai persoon of daai persoon nie. Nee, jy is skoner, jy is vuil, jy is useless, jy's 'n gemors, jy het te veel gehaas. Nee, inteendeel het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die Jesus wat jy in jou hart wil hê. Dis die Jesus wat jy wil hê moet heers oor jou hart. Nie jy nie. Nie jou man of jou vrou of jou kinders of jou vriendin of vriende of familie of niemand nie. Niemand nie. Nie jou besittings nie. Nie jou werk nie. Nie jou baas nie. Niemand. Jesus en Jesus alleen. En ek kan vandag vir jou sê dat dit gaan nie net oor gevoel nie. Dit gaan oor vryheid. Dit gaan oor jy kan asemhaal. Die storms kan kom, maar jy weet dat die vorige keer wanneer jy geval het jy gebreek. Hierdie keer kan die storms kom en die winde kan waai, maar jou lewensredder loop op water. Hy's nie bang nie. Daar's nie vrees by hom nie. Daar's genoeg. Meer as genoeg. Daar's genesing. Daar's vrede. Daar's kalmte. Daar's hoop. Alles wat jy nodig het, is alreeds daar vir jou. Moenie dat die wêreld dit steel nie. Moenie verval in wêreldse dinge nie. Mag my foute en my chaos en my seer iemand inspireer daar buite om nie te worry oor wat mense dink nie. Om nie te worry oor hoe jy lyk nie. Om jou alles te gee. Net soos wat jy is, wat eintlik niks is nie. Waar dit baie keer vir jou voel asof jy nie kan huil nie. Jy nie opreg mag wees nie. Jy nie mag sê hoe jy voel nie. Jy nie mag moeg wees nie. Jy as 'n vrou moet of man moet perfek wees in die wêreld daar buite. Jy is amper te bang om te sê, luister, ek is moeg, ek het seer, ek twyfel in hierdie, ek weet nie. Jy hoef nooit dit te doen voor Vader nie. Hy weet alreeds al daai. Al wat hy vra is, kom soos jy is. Hy wag reeds vir jou. Dis great om te dink aan die dag van môre of wanneer jy eendag gaan aftree. Maar weet jy wat's langer as dit? Die ewigheid. Moenie wat jy nou sien, dink dat dit oukei is nie. Moenie jou hoop ophou op nou en môre en oor 10 jaar of 5 jaar nie. Hel bestaan. Die hemel ook. Al hoe ons na ons Vader toe kan gaan, is deur Jesus. Al hoe ons beskerming, opregte beskerming en opreg kan lewe in vandag se tyd, is deur die krag van Jesus Christus, niks of niemand anders nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy iemand anders bel om vir hulle te vra om vir jou te bid, of jy voel, nee, jy moet na 'n spesifieke dit of daai,
Jy het niemand anders nodig nie. Net waar jy is, kan jy na jou kamer toe gaan, die deur toemaak en vra om 'n persoonlike verhouding te hê met jou Skepper. Hou op laat die vyand by jou steel. My gebed is dat ons begin opreg raak. En as iemand vir jou vra hoe gaan dit, is dit nie nodig om te sê, dit gaan oukei, jy weet ek is 'n Christen. Alles hoef nie oukei te gaan as jy 'n Christen is nie. Die woord het gesê, Jesus het gesê, you will have trials and tribulations. But, take heart. Dis hoekom hy aan die kruis gesterf het, sodat ek en jy vry kan wees. Ten spyte van waardeur jy gaan, is hy daar. En waar ek nou gebreek het, die glas my hart, as jou hart aan Jesus behoort, hy het al klaar die wêreld oorwin, die aarde oorwin. Dan kan ek, as ek môre of wanneer ook al, wanneer dit Vader se wil is, my laaste asem uitblaas, kan ek nie wag om by my Skepper te wees. My eerste liefde. As jy nie seker is waartoe jy gaan nie, maak jou hart oop. Nooi Jesus in. En al moet jy breek voor hom. Breek eerder voor hom, as wat die wêreld jou breek. Mag julle almal 'n geseënde dag hê.